na my oggendboodskapies luister, dit is asof ek aanval geloods het op die selflewe. En ek doen dit vir 'n rede, want daar's iets wat Jesus ons leer, wat baie belangrik is. En ek dink baie keer, jy kry baie volgelinge, toeskouers, kom ek sê die woord toeskouers, jy kry baie toeskouers van Jesus. Hulle hou van wat hy gedoen het, hulle hou van wat hy sê, maar wanneer dit kom om dit te lewe, is dit 'n bietjie anders, is dit 'n bietjie moeiliker. Die prioriteite raak so 'n bietjie die mekaar aan, alhoewel hy vir my en vir jou sê, soek dan eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die dinge wat jy nodig het, gaan vir jou bygevoeg word. Dis 'n byvoeging. Kry ons dit baie keer die mekaar, ons is gefokus op die dinge, in plaas daarvan gefokus wees op die koninkryk. En so vanmôre wil ek met u praat oor die koste van disippelskap. Wat kos dit jou om 'n disipel van Jesus genoem te word? Nie 'n kerkganger nie, nie 'n toeskouer nie, 'n disipel. En wat sê Jesus van dit? Ek wil nie met my opinie van wat dit is nie. Maar ek glo, in my eie lewe sien ek dit, dat my grootste aanval en my grootste probleem is nie die duiwel direk nie. My grootste probleem is die duiwel indirek deur my ou selflewe, deur my ego, deur myself. Wat ek nie het nie, wat ek nie kry nie, hoekom hulle verkeerd is, hoekom ek reg is. En my konstante gedagtegange elke dag is hoe ek aan die einde kan kom van daai lewe en hoe ek kan lewe in wie Christus Jesus in my is. Die Bybel praat van 'n geheimenis wat weggesteek was vir al die eeue. Niemand het besef wat dit was nie. Dit is slegs toe die apostel Paulus kom en vir ons dit vorentoe bring of uitbring. En hy sê dis 'n verborgenheid wat weggesteek is vir die eeue, maar nou aan die kinders van God geopenbaar is. En dan sê hy vir my, wat is dit? Dit is Christus in jou, die hoop van heerlikheid. As dit is wat dit is, en ek glo dit is wat dit is, dan beteken dit ek moet aan die einde kom van my eie lewe, en Jesus sê dit vir ons op 'n hele klomp plekke. Jy moet jouself verloon. Jy moet aan die einde kom van wie jy dink jy is, en hoe jou geskiedenis jou gevorm het, jou familie jou gevorm het, die waardesisteem van die wêreld jou gevorm het, en dis hoe ek is, en dis nou maar net hoe ek is, dis hoe ek geleer is. Vriende, as dit vir jou werk, dan werk dit vir jou, maar my vraag bly altyd, is dit wat Jesus doen? En ons het die bandjies gesien, hè? Almal het die What Would Jesus Do bandjie. Die dinge, jy kan 'n bandjie dra, maar as jou hart nie reg is met wie Christus Jesus is, die beteken die bandjie nie regtig iets nie. En die motivering waarmee ek dit doen, is omdat ek hom verteenwoordig. Ek verteenwoordig die koning van die konings en die Here van die Here. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van Christus Jesus. En dis hoekom dit belangrik is vir my om myself van daai plek af te sien, waar ek saam met Christus gekruisig is. Ek lewe nie meer nie. Ek verstaan dis moeilik. Ek lewe hierdie ding op 'n daaglikse basis. Daai eie ek wil altyd op die troon van my hart spring en sê ek is in beheer. In my hart weet ek, in my gees weet ek, Christus woon daar, hy is in beheer. Maar ek het hierdie ander deel van my, hierdie sielarea wat moet vernuwe word, wat moet verander word. En dit is die werk wat ek en jy moet doen. God doen dit nie vir jou nie. Ek wil hê jy moet mooi verstaan. Vir my en jou om te sit, en ek het my hart aan die Here gegee, en ek gaan eendag hemel toe, fantasties, ek is bly vir jou. Maar dit is nie die doel nie. Wat beteken jou lewe hier op aarde vir die mense om jou? Hoe laat jy jou lig skyn in jou wêreld? Al hoe jy dit kan doen, is om dieselfde gesindheid te hê wat Jesus Christus gehad het. Hy het homself heeltemal ontkleef van sy goddelikheid, en hy het die vorm van 'n diensknegt aangeneem. In 'n vorm van 'n mens het hy gekom. En hy het gehoorsaam geword tot die dood van die kruis.
En daarom het God hom 'n naam gegee bo alles. Daarom het God hom opgelig. Dit is hoe die lewe werk vir my en vir jou. Vanmôre toe ek hiernatoe ry, toe kom die gedagte by my op. Jy weet wat, jy is 'n gees, ek is 'n gees. En ons dominerende gevoelens en lewe moet uit die gees uitkom. En nou en dan, wanneer ek iets in die natuurlike moet doen, aantrek of whatever, of ek werk toe gaan, doen ek dit. Maar my gedagtegange is in die wese van ek is gees en God het homself saam met my gesmeld en alle dinge is moontlik vir my wat kan glo. Maar, ek weet nie van u nie, maar ek vind myself dat die natuurlike lewe is meer dominerend en ek lewe uit die selflewe uit die ego-lewe uit wie ek is, wat ek mense sê, wat gebeur het, al daai dinge. Ek lewe uit dit en dan nou en dan het ek 'n geestelike oomblik. En dis heeltemal omgekeer in wat Christus Jesus vir my en vir jou gesê het. Dus sy prioriteite is heeltemal anders as wat ek sien in ons lewe op 'n daaglikse basis. Waar ons werklik waar nie die koning maak nie, ons is nog steeds koning en ons wil hê die ander koning moet kom en kom byvoeg en kom help en kom ondersteun. Vriend, dit werk nie so nie. En dit is hoekom ons baie keer in ons gebede kry ons nie antwoorde nie, ons kry nie deurbraak nie, want die geestelike wette wat God in plek gestel het, is ons besig om te breek. En hy het dit juist daar gesit vir my en jou, sodat ek en jy vandag, ons is 'n gees, jy het 'n siel, jou emosies, jou gedagtes, en jy woon in 'n liggaam. Maar wanneer hierdie liggaam nie meer hier is nie, die gees lewe aan, die werklike wie ek is in Christus, hou aan lewe. En dit is 'n anker vir my en vir jou siel. Dat op hierdie aarde, as ons hierdie aarde verlaat, is ons dadelik by ons Jesus, wonderlik. Maar terwyl ek en jy hier op hierdie aarde wandel, moet daar 'n verskil tussen my wees en die wêreld wees. Daar moet iets wees wat in my sê, ek verstaan wie ek is in die gees, en ek lewe nie meer uit al die labels en die dinge wat mense op my gesit het nie. Ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie. Ek lewe nie meer nie. Jy moet dit miskien 1000 keer 'n dag vir jouself sê, om daai selflewe te domineer deur die geeslewe. En al hoe jy dit kan doen, is wandel in die gees, en jy sal nooit die begeerlikhede van die vlees uitlewe nie. Dis 'n bewustheid, of 'n gewaarwording van wie ek is in Christus Jesus, in die gees. En uit dit uitlewe ek. Asseblief hoor vir my. Lewe uit wie hy is, nie uit wie ek is nie. So, goeie inleiding, 7-8 minute, fantasties. Is nie baie tyd oor nie, so ons gaan maar deurlees. Jesus praat juis met sy disippels, en hy praat met hulle oor gelykenisse. En hy sê vir hulle, ek praat met die volk deur gelykenisse, en met ons dieselfde. En jy moet jouself vind in die gelykenis. Wie is jy, waar is jy, hoe pas jy in, hoe werk hierdie woord vir my vandag? Hierdie woord is duisende jare teruggeskrywe. Wat se uitwerking het dit vir my vandag? My hele lering is om die liggaam van Christus toe te berei, sodat ons almal kom tot die volheid van Christus Jesus. Dis my plan, dis my doel, dis wat die woord sê ek moet doen, dis waarvoor ek my aandag gee, dis waaraan ek my tyd gee, dis waaraan ek my gedagtes spandeer, is om juist dit te doen. En hoe dit my lewe impak op 'n daaglikse basis. Ek wil nie hê ons moet hiernatoe kom en nie sien hoe goed is ek op 'n Sondag nie. Ek wil hê jy moet my vasloop daar buite, in die wêreld, in die middel van 'n krom en verdraaide geslag, en ek is besig om te skyn soos 'n lig, en wanneer jy my vasloop, dan lyk ek nie soos hulle nie, dan weet jy, daar's iets anders omtrent ons, en dit is hierdie Christus wat in my en in jou woon. So Jesus sê vir ons in Matteus 13, vanaf vers 10, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle, tot die mense, deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, vir my en vir jou vandag, in Christus Jesus. Hy het alles verander. Die dood en die opstanding van Jesus het alles verander. Ek en jy is op 'n ander vlak as wat daai mense ooit kon gewees het. Ek hoop jy verstaan dit.
Hulle kon nooit Christus Jesus in hulle harte gehad het, terwyl hy moes die Heilige Gees stuur om in hulle te kom woon. Is iets, dit is 'n wonderlike voorreg wat ek en jy het, om vandag God aan die binnekant van ons te hê. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook dit wat hy het. Jy moet luister na die konteks waarvan hy praat. Hy praat van die verborgenhede van die koninkryk. Dis nie goed nie. Hy wat baie goed het, gaan meer goed hê. Hy wat minder goed, dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van kennis. Hy praat van die kennis om Jesus te ken. Hulle wat die woord lees, wat hulle gedagtes vernuwe volgens die woord van God. Wat gaan met hulle gebeur? Hulle gaan meer kry. Hulle gaan meer kry. Die wat te lui is om die woord van God te lees en hulle gedagtes om te gaan verander, raai wat gaan met hulle gebeur? Dit wat hulle het, gaan van hulle weggevat word. Dis hoekom dit belangrik is om jou woord te lees en jou woord te ken en te weet wat Jesus van jou sê. Dit is belangrik, want as jy meer wil groei in die dinge van God, dan moet jy die woord van God toepas. Hulle wat meer het, gaan nog meer bygevoeg word. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, vriend luister mooi, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword. Mag die Here ons help dat ons harte nie stomp word teenoor sy woord nie. Hy sê, want die hart van hierdie mense het stomp geword. Hoor wat gebeur wanneer die hart van 'n mens stomp word. En met die ore het hulle beswaarlik gehoor. Ons word doof. Ons word hard om te hoor dit wat die Gees van die Here vir ons sê. En hulle oë het hulle toegesluit. Hulle het hulle oë toegesluit. God het nie hulle oë toegesluit nie. Dis 'n besluit wat ek en jy neem. Sodat hulle nie miskien, dat dit nie miskien met hulle kon gebeur, dat hulle met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer. Bekeer beteken omkeer, en ek is besig om in hierdie rigting te loop, ek draai myself om, en ek loop nou in die rigting. Dit is wat bekering beteken. Hulle self bekeer, en ek hulle genees nie. Wat moet jy doen om genees te word? Ons praat nie net van fisies nie, in jou angs, in jou vrees, in jou bekommernis. Wat sê die woord? Jy moet ore hê om te hoor. Jy moet oë hê wat sien. Jy moet 'n hart hê wat verstaan. En dan wanneer jy dit doen, wanneer jy die skille van jou oë afhou en ophou vas staan, dis wat ek glo, dis nou maar net hoe dit is. Ek glo nie die woord nie, ek glo nie dit wat dit sê of dien. Wanneer ons verby al dit kom en ons sê vir die Gees van die lewende God, maak openbaar aan my die waarheid van u woord. En hy doen dit, en hy begin met die werk, en die oë gaan oop, en die ore gaan oop, en daar word 'n verandering in jou hart, en jy bekeer jouself, jy besef, maar hierdie pad wat ek loop, is nie die regte pad nie. Ek moet 'n omkeer maak, en dan sê God, dan kom ek en ek genees jou, ek maak jou gesond. Maar terwyl ek en jy vasgevang is in daai ore wat nie hoor nie, oë wat nie sien nie, hart wat nie verstaan nie, is dit moeilik vir God om te beweeg in jou lewe. Want wat gee ek en jy om mee te werk? Jy gee hom net negativiteit, jy gee hom net bekommernis, jy gee hom, en dan roep ons uit, ag Here, help my net. En al wat hy vir jou kan sê, ek het klaar alles vir jou gedoen, ek bly in jou, ek is saam met jou, ek gaan jou nooit begewe, ek gaan jou nooit verlaat nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur ek wat jou krag gee. En daar's soveel beloftes van God, hoeveel beloftes van God dan mag wees in hom, in Jesus is hulle wat? Is hulle ja en is hulle amen. Maar julle oë is gelukkig omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor
en het dit nie gehoor nie, hoeveel te meer vandag, want die nuwe skepping, die nuwe kinders van God, hoeveel te meer, Abraham en die Davids en die Samuels en die Gideons en die Simpsons en wie ook al, die begeerte gehad om te sien en te hê dit wat ek en jy vandag het, Christus Jesus aan die binnekant van jou. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Ek kan nie vir 'n oomblik dink wat se krag dit was. Waar die hele duisternis, die donker wêreld, Jesus vashou. Alles wat negatief is, alles wat donker is, alles wat siekte is, alles wat hel is, hom vashou en die Gees van God in daai plek in beweeg en sê, gee vir my die sleutels van die koninkryk van die ek vat dit van jou af. Daai krag is in elke gelowige vandag. Julle is opgewonde daaroor. Ek verself. Die vriend, luister vir my. As jy nie tyd vat om dit in jou lewe in te bou en vir oomblikke in plaas daarvan om te kyk hoe die magie draai op televisie, los daai goed en net vat dit 5 minute en word net bewus van hom en sê net, jy is in my, die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Alle dinge is moontlik. Hoe lyk my probleem in die gesig van hom? Hoe lyk my angs in die gesig van hom? Ek vertel jou nou, dit verdwyn. Want duisternis kan nie in lig wees nie. En hy is die lig in my en in jou, Christus Jesus. In vers 35 tel ons ook op, hy sê, al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Hierdie goed was weggesteek van wanneer af? Van wanneer af? Van ewig af, voor hy die aarde gemaak het hy hierdie verborgenhede vir my en jou gehad. Dit was weggesteek, en nou wil hy hê, en hy nooi my uit, hoor wat ek sê, ek sien wat ek sien, laat jou hart verander word. Kom ek lees vir julle 2 gelykenisse, vinniggetjies, kleintjies, van wat Jesus in hierdieselfde hoofstuk praat. Daar's ander gelykenisse, maar ek wil net hierdie 2 vestig, ons aandag op hierdie 2 vestig. In vers 46 sê hy, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit sy blydskap daaroor, gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Die man loop rond, hy kry hierdie skat wat genoem word die koninkryk van God. Hy kry hierdie skat wat genoem word Jesus Christus. En hy stop alles en hy verkoop alles wat hy het om hierdie skat te hê. Verkoop alles. Dit is soos 'n Paulus wat skryf, ek is van die stam, ek is van die, ek het die, hier is my credentials, maar I count them as loss. Ek laat al daai goed, ek lê al daai goed neer. Jy kan nie verby hierdie boodskap kom nie. Jy kan nie verby hierdie boodskap kom nie. Ek lê alles neer om wat te doen, om hom te verkry. Hy is die kern, hy is die alles en alles en alles. Hy is die een. As jy die volle lewe van Christus Jesus wil hê, moet jy leer om dit neer te lê. Die Bybel sê hy het hierdie skat gekry in 'n saailand, hy het alles gaan verkoop wat hy het, en daai saailand gekoop, want dit was die belangrikste deel van wat hy wou hê en van sy lewe. Volgende gelykenis sê hy, verder is die koninkryk van die hemel, soos 'n koopman wat mooi parels soek. Net soos ek en jy, ons soek die mooi, ons soek die belangrike, ons soek die ding. En toe hy een baie kosbare parel kry, een baie kosbare parel, Jesus Christus, toe hy hom kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Verkoop alles.
Alles, ek verkoop alles. Alles wat ek dink ek is. Ek verkoop alles om hom te verkry en my lewe te vind in hom. My lewe is weggesteek in hom. My ware identiteit is in hom. Hy word die koning van my hart, hy is op die troon van my hart, hy regeer in my hart. En vriend, laat hy luister vir my, ek staan nie hier voor en sê vir jou 'n klomp dinge, want ek het dit 100% nie. Ek beloof jou, ek is baie verder as wat ek was. Maar ek is ver van waar ek moet wees. Maar die uitnodiging bly dieselfde vir ons almal. Is jy bereid om alles op te gee om hom te volg? Wat sê hy van disippelskap? Wat sê hy is belangrik vir my en jou? En hier kom 'n paar verse wat, as jy die Bybel net so lees, as 'n ongelowige, en selfs as 'n gelowige, gaan hierdie skrifte jou miskien krap, want dit klink 'n bietjie hard. En dis Jesus wat praat. In Lukas 14, vanaf vers 26, sê hy vir ons die voorwaardes van as jy agter hom wil aankom. As jy, dis 'n keuse. Niemand word geforseer nie. As jy jou hart aan Jesus Christus gegee het, en jy is wedergebore, en jy gaan beweeg aan, gaan jy by Jesus wees. Daar's nie vir my 'n probleem daarmee. Ek het nie 'n probleem daarmee. My probleem is hoe effektief is jy op hierdie aarde? Hoe is jy besig om hemel aarde toe te bring deur jou lewenswyse en agter hierdie koning aan te loop? Dis die enigste vraag wat ek en jy moet antwoord. Sodra mense by my kom met enige situasie, my man het die of my vrou het die, my eerste vraag, altyd, eerste vraag, is jy 'n disipel van Jesus? Ja, ek is, maar. Nee, kom ons antwoord net die vraag. Is jy 'n disipel van Jesus? Ja, ek is. So wat soek jy hier? Ja, maar jy verstaan nie wat sy gedoen het nie, jy verstaan nie wat hulle gedoen het nie, jy verstaan nie. Jy is nog lewend. Jy is nie saam met Christus gekruisig nie. Ek wonder toe Jesus, toe hulle hom in die gesig slaan en 'n doringkroon sit en al die velle afruk en hom vloek en hom skel en hom spoeg, wat het hy gesê? Wat het hy gesê? Ek beter gou by 'n counselor uitkom en vir hom sê, wat doen hulle aan my? Is dit wat hy gesê het? Is dit die voorbeeld wat hy gestel het? Of het hy sy mond gehou en gesê, ek gaan my volgers wys, hoe hanteer jy wanneer die wêreld teen jou opstaan? As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Ek dink ons moet almal by die huis gaan sit en huil nie. Wat doen jy met dit? As jy nie jou ma en jou pa en jou sissies, miskien is daar mense wat sê, wel ek doen dit, ek is dit. Maar die realiteit van wat hy sê is confronting. As jy nie jou ma en jou pa en jou sissies en jou boeties en selfs jou eie lewe haat nie, regtig, kan jy my disipel nie wees nie. Wat bedoel hy? As jou man en jou vrou en jou kinders en jou familie meer belangrik is as hy, is jy in die moeilikheid. Is ek in die moeilikheid. Enige iets wat jy bo hom stel, selfs jou probleme. Wat is bekommernis? Ek kan hom nie vertrou om my hier uit te kry nie. Ek kan nie glo dit wat hy sê nie. Ek het dit voorheen probeer en hy het nie geantwoord nie. Al daai tipe dinge. Jesus sê, en tot jy hulle haat, en die woord haat is baie, kom ek lees vir u wat sê die Amplified, dit sal ons miskien bietjie help. Now large crowds were going along with Jesus, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate, same word, his own father
and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, in the sense of indifference to or relative disregard for them in comparison with his attitude towards God. As jy hulle bo hom stel, as jou gesindheid meer teenoor hulle is as wat dit is met God. Ek hoop jy verhoor my hart vanmôre, ek hoop jy hoor die Gees van die Here spreek. Is familie belangrik vir God? Absoluut. Is kinders belangrik vir God? Absoluut. Dis jou erfgename, dis die generasies, die blessing op die generasies en die kinders, natuurlik is dit. Al daai goed beteken niks, vriend, as jy nie oor daai kinders die gesindheid van Christus het. Luister vir my vandag. Hierdie is basiese 101 discipleship of Jesus Christ. Ons moet dit kry, ons moet dit verstaan. Hy sê vir ons in vers 27, en elkeen, soos weet nou, hulle wat nou nie familie gehad het, hy kan nie my disipel wees nie. Nou sê vir ons nog 'n plek, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Jy kan nie. Is nie jammer, ek gaan probeer, jy kan nie. As jy nie jou kruis dra, wat is jou kruis? Wat beteken 'n kruis? Wat beteken 'n kruis? Dit beteken 'n wat? 'n dood. Totdat jy sterf aan self en die eie lewe nie, vriend. En agter hom aankom nie, en sy lewe soek, en sy plan soek, en sy manier van dink, en sy manier van praat, en sy manier van dinge doen. Kan jy nie sy disipel wees nie? Jy kan nie. Ek en jy moet ons kruis opvat. Daai selflewe elke dag. Jy moet jouself verloon. Is dit wat hy sê? Ja, maar hy bedoel dit nie seker nie. Nee, hy bedoel dit. Dis presies wat hy bedoel. Ons moet die self neerlê, die selflewe verloon. Ons kruis opneem en agter hom aangaan. En dan vra hy die vraag. En ek dink bitter min mense doen dit eintlik, maar hy vra ons, hy nooi ons uit. Hy sê want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fundament gelê het, en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot nie. En dis so baie kinders van God is. Jy gee jou hart aan die Here, jy lê die fondasie, Jesus Christus, geen ander fondasie nie, en daar sit ons. Ek gaan nou eendag hemel toe, en so be it. En die wêreld kom en sê, maar jy's so depressed, jy's so angstig, jy's so bekommerd, jy's soos is jy nie dan presies soos die wêreld nie? Begin dan nie met jou spot nie, omdat jy sê, jy's 'n Christen, jy sê, jy's 'n kind van God, maar daar is geen vrugte, of geen teken, dat dit werk in jou lewe nie. Hoekom werk dit nie? Wie wil weet? Enige iemand wat wil weet? Want ons is nie bereid om die prys te betaal. Mense vra my altyd. Ek sê seker meer vir hulle as wat hulle vra. Wat gaan dit jou kos? Alles. Wat kos dit jou om Jesus te volg? Alles. Jou hele lewe. Want hy sê vir my en vir jou, dis slegs wanneer jy jou lewe verloor, dat jy jou werklike lewe kan kry. As jy nie die ou lewe verloor nie, kan jy nie die werklike lewe kry nie. Dis ek kan nie vir jy sê hoe belangrik dit is, dat ons so lewe nie. En hy sê vir ons ook, watter koning wat optrek of op teen 'n ander koning om slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie.
Wat beteken dit? Kom ons storm uit huis toe en gee al ons goed weg. Dis nie wat dit beteken nie. Maar wanneer jou besittings meer belangrik is vir jou, as Jesus Christus as die koning van jou hart, kan jy sy disipel nie wees nie. So vanmôre, wat kos disipelskap? Wat is die koste van disipelskap? Alles. Jou hele lewe gebuig voor die koning van die konings, waar ek en jy op 'n daaglikse basis vir hom sê, sonder jou kan ek nie die beste man wees vir daai vrou nie. Sonder jou kan ek nie die beste pa wees vir daai kinders nie. Sonder jou kan ek nie die beste werker wees by my plek waar ek werk nie. Sonder jou kan ek nie my vyande oordentlik hanteer nie. Sonder die wete dat ek nie meer lewe nie en U is die koning van my hart en U werk alles ten goeie vir my wat U volg en wat U glo en wat op U vertrou en wat U werklik waar die koning van my hart gemaak het. Sonder dit kan ek U disipel nie wees nie. Ek kan nie. So in die oggende wanneer jy my hoor praat oor dieselfde ou dingetjie, ag, hier gaan hy alweer, juig, wees bly, dat ek jy herinner om aan die einde te kom van jouself, sodat jy kan aan die begin kom van Jesus Christus in jou, die hoop van eerlikheid. Dis die geheim van hierdie lewe op hierdie aarde, waar hemel aarde toe kom deur jou lewe. Nie omdat jy dit so wil nie, ek doen dit en ek doen die en ek is so en ek is die, ek is niks en hy is alles en ek word geïnspireer en ek word gemotiveer en ek word gedryf deur die Heilige Gees wat in my is en my hele werk, my hele doel, elke oggend as ek opstaan, tot die dag wat die aand het ek my kop geneer, is my hele doel, lyk ek meer soos Jesus. Lyk ek meer soos die een vir wie ek verteenwoordig. Want die Bybel sê vir my, ons almal is besig om te kyk soos in 'n spieël, na die gestalte van hom, Christus Jesus, en ons is besig om verander te word, in dieselfde beeld as dit waarna ons kyk. As ek na myself kyk, gaan ek meer en meer verander word in daai beeld, en ek gaan meer selfbewus word, en selfgefokus wees. Maar wanneer ek kyk na Jesus, looking unto Jesus, the author and the perfecter of your faith. Wanneer ek kyk na hom en my hele doel van wese en opstaan en beweeg op hierdie aarde en die voorreg wat ek en jy het om vandag te kan lewe, om vandag te kan asemhaal, om vandag te kan sê, dis die beste dag van my lewe, want Christus is in my. Die voorreg van dit, vriend, is wat jou en my moet motiveer en dryf elke dag, sodat wanneer ek my kop neerlê, kan ek sê, het ek meer gelyk soos hy, het ek meer van myself verloon, afgelê, en het ek meer aan van die gestalte van Jesus Christus aangeneem. Want dan en dan alleen, kan ons werklik sê, ek is 'n disipel van Jesus Christus. Ek weet dis 'n harde woord, ek weet ons is almal op verskillende plekke in ons reis met God. Maar ek wil u uitnooi weer eens vandag. Maak die eerste ding die eerste ding. Jesus Christus. Wat sê hy? Wat sê hy van wat jy doen? Wat sê hy? Wat sê hy van hoe jy jou vrou hanteer? Wat sê hy van hoe jy jou kinders hanteer? Jy weet wat? En ek maak klaar. Baie mense sê vir my, ek praat nou die dag met iemand wat hy het meer grade, doktersgrade as wat ek letters in my naam het. So, dit is 'n baie intelligente persoon. En hy's 'n dokter in teologie, en hy's 'n dokter in die, en hy doen die Bybelskool, hy bied die Bybelskool aan. Hy's 'n verskriklike intelligente mens, en ek weet, hy is 'n volger van Jesus, en ek weet, hy lewe daai lewe. Ek praat met hom, ek verstaan wat hy sê. En die vraag wat hy my vra is so, wat is jou lering? Jy sê, jy preek nou elke Sondag, wat sê jy? Wat is belangrik vir jou? En vriend, dit gaan nie verander nie. Ek hoop is goeie nuus vir jou. Dit gaan nie verander nie. Want my antwoord aan hom, Christ in you, the hope of glory. Christus in jou. Ek kan nie sê ek stel nie belang nie, dis nie waar nie.
Ek stel belang. Mense, eindtyd. En wat gaan die? En wat dink jy gaan volgende gebeur? En wat dink jy gaan gebeur? Weet jy wat is vir my meer belangrik? Hoe hanteer jy jou vrou? Regtig? Gee jy nie om nie? Nee. Hoe hanteer jy jou vrou? Ja, maar jy verstaan nou nie, jy weet, sy's nou maar moeilik, jong, jy weet. Hoe hanteer jy jou vrou? Ja, maar as jy nou geweet het, jy weet, sy's net soos 'n ma. Hoe hanteer jy haar? Ja, maar broer, ek kan jou sê van die 72 weke en wanneer die anti-kris gaan kom, maar ek weet hoe my vrou my kinders te hanteer nie. Asseblief, regtig? Is dit wat ons wil hê? Is dit en weer eens. Ek dink vanmôre daar aan die Here gee aan elke persoon different afgawes en as mense hulle gee hulle hele lewe vir dit. Ek gee my hele lewe om jou toe te berei om op 'n daaglikse basis te loop en te sê ek is 'n disipel van Jesus. Ek volg die koning van die konings. Want wanneer ek dit doen, is ek die beste self wat ek ooit kan wees. Wanneer ek dit doen, dan bring hy die beste uit dit wat hy mooi gemaak het. Baie mense dink, ek sê vir jou, verloor jou persoonlikheid, verloor die, jy hoef nie die nie, jy's net daai history daar. Hy het jou gemaak. Hy het jou gemaak met 'n spesifieke doel en hy dinge in jou gesit vir jou generasie, vir die mense om jou en hy trek dit nie terug nie. The callings of God are irrevocable. He does not pull them back. Net om daar omstandighede kom en om die vyand in jou plek kom en probeer steel van jou af, beteken nie die gawe is weg nie. Die gawe is nog steeds daar. Hy is altyd daar, want God het dit in jou gesit en hy het jou gemanifesteer op 'n spesifieke dag. Vir my, die 1 Augustus 1965, het hy my gemanifesteer en hy het iets in my gesit wat hy weer die wêreld gaan nodig hê. En hy gaan my gebruik in daai. En daarom weet ek moet aan die einde kom van myself, sodat dit wat hy aan die binnekant gesit het, die belofte wat God in my het jy dit geweet? Hy het 'n belofte in jou vir homself. Die belofte wat hy in my gesit het, die goeie werk wat hy in my en jou begin het, hy sal dit volëindig. Hoor jy wat ek sê vandag? Hy sal dit volëindig. Hy sal. Hy mis nie. Baie keer hardloop so kronkelpad, nee, soos hier om. Hy het sê vir die beloofde land is net hier so 7 dae weg. 40 jaar hierdie kant om, nee. Ons wil hierdie kant om. En dan kom ons daar by die beloofde land en hy gaan in en sê nee, Jesus, ek is 'n springkaan, ek kan nie ingaan nie. Ek vrek eerder hier in die woestyn. Maar ons gedagtegange is nie vernuwe nie, maar tog kom hy. En hy sê jy gaan die beloofde land ingaan. Ek het julle 'n beloofde land beloof. Ingaan, gaan jy ingaan. Hoe lank dit jou vat hang van jou. Kom ons staan op dit ons. Vader, dit kan dalk klink of dit 'n groot las is om 'n disipel van Jesus te word. Maar U het vir ons gesê, U het geweet wat ons beste lewe is en dis hoekom al wat Jesus vir ons gesê het, is ons moet ons lewe neerlê. En daai disipels, hulle was all over the place. Hulle het gesê, wie gaan die grootste wees in die koninkryk? Wie gaan die wees? Wie gaan daai wees? En hy het net die kop geskit en van hulle gelag, want hy het geweet, julle mis die punt. En hy sê hierso, die mense hoor, maar hulle hoor nie. Hulle sien, maar hulle sien nie. Hulle kan nie verstaan nie. Hulle harte het stomp geword. Vanmôre bid ons, laat ons nie onder hulle getel sal word nie, maar vandag maak ons weer eens 'n besluit om die knie te buig tot die heerskappy van Jesus Christus. En vandag vir eens, ons lê ons wil neer, ons eie dinge, ons eie ideale, ons eie planne, wat ons self maak. En Vader, laat U sal weer in ons asemhaal, dit wat U vir ons het. En laat ons lewe sal neerlê vir mekaar. Vader, laat ons moeders en ons vaders en ons susters en ons vriende bo ons sal stel, waar ons wil nie bo hulle is nie, en ons is beter as hulle nie, maar inteendeel, waar ons die minste is in alle omstandigheid, want dit is waartoe ons geroep is. En wanneer ons dit doen, wanneer ons daai gesindheid aanneem wat ook in ons Christus Jesus was, dan word God die Vader verheerlik, want Vader, dan gaan dit nie meer oor ons nie, dit gaan oor hoe kan ek jou lewe beter maak, vriend? Wat kan ek vir jou doen vandag? Miskien is dit 'n glimlag, miskien is dit 'n koppie koffie, miskien is dit 'n oproep, wat ook al, wat kan ek vir jou doen om jou lewe beter te maak? En Vader, wanneer ons dit doen, wanneer ons lewe begin neerlê
Dis wanneer ons ware waarde vind in wie U sê ons is. So ek bid vir ons gemeente, ek bid vir my individu, elke individu hier vandag wat die woord hoor, hulle wat oor die YouTube sal hoor, mag hierdie woord hulle lewe verander, waar ons weet vandag ons is disippels van Jesus. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.